Die tyd het aangebreek vir die middaгаanbidding vir die opstandingsdag. Dit is goed om julle te sien. Ek hoop julle ontvang baie seëninge. Vandag is een van die mees vreugdevolle dae in die geskiedenis van ons evangelie. 가장 기쁘고 기쁜 날 중에 또 한 날이라고 이렇게 볼 수가 있겠습니다. Terwyl al die feeste 'n gevoel van vreugde bevat. 어떤 의미를 다 담고 있겠습니다만 Vir al die opstandingsdag is kosbaar omdat Christus sy krag gedemonstreer het. 죽은 자 가운데서 다시금 또 살아서 사망과 또 어둠의 Deur uit die dood op te staan en die mag van dood en duisternis te verbrysel. 권능을 또 보여주신 또 귀한 절기이기 때문에 이 부활절은 참으로 소중한 어떤 절기라고 볼 수 있겠습니다. Jesus Christus het uit die dood opgestaan en 40 dae lank aan sy disippels verskyn om te wys dat hy opgestaan het. 하는 또 제자들에게 당신의 살아나셨다는 사실을 친히 또 나타내시고 또 증거해 보여주시고 Na 40 dae is hy na die hemel opgeneem, wat ons gelei het om die hemelvaartdag te vier, was hy nie. 또 우리가 성천일을 맞이하게 되지 않습니까? Ons kan sê dat die opstandingsdag die beginpunt is van die vroeë kerk se herlewing deur die Pinkster, 또 부어주신 이런 초대 교회의 부흥의 역사에 바로 출발점이라고 봐도 또 과언이 아닌 toe die Heilige Gees van die vorige reën uitgestort is. 오늘 또 이 부활절이라고 볼 수 있겠습니다. 사람들은 Voorheen het mense gedink, wanneer 'n mens sterf, kom alles nie tot 'n einde nie. 이제 모든 것이 다 Hulle het dus geglo dat die lewe na die dood sou ophou. 인생의 삶이라는 것이 다 종식되고 종료되는 것으로 생각을 했습니다만 Deur die opstanding van Christus het die spesiale boodskap, 많은 사람들에게는 이 al sterf 초대교회의 ons, kan ons weer lewe, egter na baie mense versprei. 다시 살 수 있다는 이런 이제 특별한 메시지가 전파되기 시작했습니다. As gevolg hiervan, ten spyte van al die vervolging deur die Romeinse keisers, 핍박에도 굴하지 아니하고 het die opstanding 'n groot rol gespeel in die getuienis dat Jesus die Christus is. 큰 역할을 했던 그러한 Die harte van alle heiliges in die vroeë kerk geraak en die fondament van hulle geloof geword. 그 가슴 속에 또 살아 움직일 수 있었던 믿음의 그 바탕이 바로 또 이 부활이라는 굉장히 중요한 이 내용이 되겠습니다. Soos dit in die Bybel geskryf staan, wanneer Christus op die laaste dag na die aarde kom, sal die wat in Christus gesterf het, opstaan tot 'n opstanding van die lewe, die opstanding van die regverdiges. Terwyl die wat oorbly verander sal word om die Here te ontmoet in die lig en sal altyd by die Here wees. 또 항상 주와 함께 거하게 되는 이런 이제 은혜로운 우리의 그 미래가 펼쳐지게 될 것이다. 이렇게 또 성경에는 기록되어 있습니다. Daarom is dit belangrik om hoop op die opstanding te hê. Net omdat alle lewe op hierdie aarde eindig, beteken dit nie die einde nie. Daarom maak ons onsself vandag gereed vir die heerlike wêreld wat na daardie dag sal kom. Die Bybel leer ons dat wanneer ons lewens as pelgrims op hierdie aarde tot 'n einde kom, die ware lewe van die koninkryk van die hemel vir ons sal ontvou, nie waar nie. In daardie wêreld, laat ons geestelike seëninge opgaar terwyl ons hier op hierdie aarde leef, sodat nie een van ons op daardie dag spyt sal wees nie. Sodra ons die hemel binnegaan, het ons geen geleenthede nie. Alles word op hierdie aarde besluit, is dit nie? Laat ons dus vuriger bid, meer ywerig preek en God se woord ernstiger bestudeer. Ek hoop dat ons die regte betekenis van die opstanding aan almal rondom ons kan vertel. Kom ons gaan vandag na die boek Romeine. Romeine hoofstuk 1 vers 20. Kom ons kyk na Romeine hoofstuk 1 vers 20.
Want sy onsigbare eienskappe, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, word van die skepping van die wêreld af in sy werke begryp en is duidelik sigbaar. Gevolglik is hulle sonder verontskuldiging. 그러므로 저희가 핑계치 못할지니라 하고 했습니다. 하나님께서는 God sê dat sy ewige krag en goddelike natuur verborge is in alles wat hy geskep het. 그 신성을 전부 Met ander woorde, ons kan God se groot wil in sy skepping vind. 우리가 하나님의 어떤 그 신성과 그 능력을 Daarom, om sy goddelike natuur en krag te verstaan, moet ons sy skepping bestudeer. 하나님의 그 거룩하시고 위대하신 뜻을 발견해낼 수 있다라고 성경은 그렇게 알려주고 있습니다. Kom ons kyk na Job hoofstuk 25 vers 5. 말씀 함께 보겠습니다. Job hoofstuk 25 vers 5. Daar staan geskryf, kyk, in sy oë is selfs die maan nie helder en die sterre nie rein nie. Hoeveel minder nog 'n sterfling, 'n maaier, 'n mensekind, 'n wurm. 벌레인 사람, 구덕인 인생이랴라고 이렇게 표현하고 있습니다. 하나님의 눈에 Hierdie vers beskryf hoe ons in die oë van God verskyn. 바라볼 수 없는 존재가 우리 사람들이라고 이렇게 표현되어 있는데 Daar staan in die Bybel geskryf dat ons soos maaiers is. 또 구더기 같은 그런 인생이라고 했는데 God verlaat ons egter nie, maar verander ons in die heerlike gestalte. 우리를 그대로 버려놓지 아니하시고 영광의 광채의 그 모습으로 전부 변모를 일으켜 주신다고 했습니다. Dit sal plaasvind wanneer opstanding en transformasie plaasvind. 변화가 이루어져야 할 마지막 그 순간이라고 볼 수 있는 것이죠. Die wat gesterf het, sal opgewek word, en die wat oorbly sal verander word. 산자들은 변화가 이루어지는 이제 이것이 이루어지게 Dan sal 되면 ons nie meer soos maaiers wees nie, 사람 구덕인 인생이 아니라 이제 하늘의 형체를 입은 maar pragtig verander word in engele geklee in die pragtige hemelse klere. 천사들의 그 모습으로 전부 이제 아름답게 변모가 Dit is 될 수 hoekom ons die 있다는 hoop 것을 op opstanding deur die opstandingsdag moet hê. 부활절을 통해서 부활의 소망을 가져봐야 할 중요한 어떤 이유라고 볼 수 있겠습니다. Kom ons blaai na 1 Korintiërs hoofstuk 15. 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 12. Maar as Christus verkondig word, dat hy uit die dood opgewek is, waarom sê sommige van julle dat daar nie 'n opstanding van dooies is nie? As daar geen opstanding van dooies is nie, is Christus ook nie opgewek nie. God het al die heiliges van die vroeë kerk geleer oor die werk van opstanding deur sy eie opstanding. Tog het sommige mense God se leringe teëgestaan. 하나님의 그 가르침을 또 반박하고 반대하는 어떤 일련의 무리가 있습니다. Daarom het apostel Paulus hierdie saak soos volg aan die Korintiërs 이 verduidelik. 문제에 대해서 이렇게 지금 설명하고 있습니다. 14절. Vers 14. En as Christus nie opgewek is nie, is ons verkondiging sinloos en ook julle geloof sinloos. 또 너희 믿음도 헛것이라고 했습니다. As opstanding uit ons geloof weggelaat word, sou daar groot probleme in ons geloof ontstaan. Daarom het Christus self na 3 dae uit die dood opgestaan. En hy het aan sy disippels verskyn en sy opstanding 40 dae lank aan hulle bewys. Deur hulle opdrag te gee om van al hierdie dinge in Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde te getuig. 정인으로서의 사명과 역할을 다 감당하라고 이렇게 일러 주셨습니다. Kom ons gaan aan na vers 28. Kom ons kyk na vers 28. Wanneer alles aan hom onderwerp is, sal die seun homself onderwerp aan die een wat alles aan hom onderwerp het, sodat God alles in almal sal wees. So 'n heerlike tyd behoort vinnig te kom. Kom ons kyk na vers 42. So sal dit ook wees met die opstanding van die dooies, wat gesaai word in verganklikheid, word opgewek in onsterflikheid. Wanneer ons die liggaam van vlees en bloed saai, sal God ons 'n geestelike liggaam gee.
다시금 Die Bybel sê dat hierdie proses die opstanding en transformasie is. 또 부활이요 변화의 과정이라고 이렇게 성경은 말하고 있는 것입니다. Vers 43. Wat gesaai word in oneer, word opgewek in heerlikheid. Wat gesaai word in swakheid, word opgewek in krag. 강한 것으로 다시 Wat 사나니, gesaai word, 육의 is 'n 몸으로 natuurlike 심고 menslike 신령한 liggaam. 몸으로 다시 사나니. 자, 부활 Wat opgewek 이라고 하는 이 word, 단어는 다시 is 'n 산다는 geestelike liggaam. 의미를 지니고 있지 않습니까? Dra die woord opstanding nie die betekenis van opgewek 신령한 word nie. 몸으로 다시 사나니. As daar 'n natuurlike menslike liggaam is daar ook 'n geestelike liggaam. Al is ons nou in die fisiese vorm, sal ons opgewek word en verander word, en God sal die klere van die vlees heeltemal verander in die klere van hemelse engele. Ons moet verlang na so 'n genadige en heerlike dag van God. 천사의 것으로 하나님께서 온전히 바꿔주시는 이런 역사를 또 맞이하게 될 것입니다. Laat ons voortgaan om God se woord te bestudeer. 은혜로운 그 영광의 날을 사모할 수 있는 우리 모두가 되어야 되겠죠. 계속 말씀을 살펴보도록 하겠습니다. Kom ons kyk weer na vers 44. Wat gesaai word, is 'n natuurlike menslike liggaam. Wat opgewek word, is 'n geestelike liggaam. As daar 'n natuurlike menslike liggaam is daar ook. Wat? 'n Geestelike liggaam. Die Bybel leer ons dat net soos daar fisiese liggame is, daar geestelike liggame bestaan. Kom ons gaan aan na vers 50. Dit is wat ek bedoel, broers, dat mense van vlees en bloed nie die koninkryk van God kan beerf nie. Ons kan nie met hierdie fisiese liggaam in die koninkryk van God ingaan nie. Daarom is transformasie en opstanding nodig. En die verganklike beerf nie die onverganklike nie. Kyk, ek vertel vir julle 'n misterie. Nie almal van ons sal ontslaap nie, maar ons sal almal verander. Wat? Word by die laaste bassein binne 'n oomblik 'n oogwink. En watter soort liggaam verander ons liggaam? Ons sal binne 'n oomblik verander word van ons verganklike liggame na ons sterflike liggame. En van ons sondige liggame na die geestelike liggame soos engele. Ons sal almal verander word by die laaste bassein. Vers 52. Die bassein sal weerklink en die dooie sal onverganklik opgewek word en ons sal. Wat? Verander word. Want hierdie verganklike liggaam moet met onverganklikheid bekleë word en hierdie sterflike liggaam met onsterflikheid. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleë word, sal die woord wat geskryf staan vervul word, die dood is verslind in oorwinning. Die hoop op opstanding is een van die belangrikste dinge wat ons moet hê. Toe Vader op hierdie aarde was, het hy dit een keer op 'n maklike manier verduidelik deur die proses van 'n nimf wat in 'n sonbessie verander. 나중에 그 매미가 되는 어떤 그 과정에 대해서 한번 설명해 주신 적이 있었습니다. Ek dink baie van julle is onbewus daarvan. Diegene wat in landelike gebiede gewoon het, onthou dit dalk. Op plekke soos koolande is daar klein wesens in die grond. Dit is sonbessies nimfe. Hulle bly so wat 6 tot 7 jaar ondergronds en verander later in sonbessies. Wanneer hulle in die nimfstadium is, lyk hulle baie lelik. Wanneer hulle egter sonbessies word en in die lug vlieg, lyk hulle magnifiek. Vader het gesê dat alhoewel ons nou die fisiese liggame dra, hulle in geestelike liggame omskep sal word. En alhoewel ons nou sterflike liggame het, sal God ons in onsterflike liggame verander. Dieselfde proses sal plaasvind wanneer diegene wat gesterf het opgewek word en diegene wat nog lewe getransformeer word.
이와 같은 역사가 다 Hulle sal die 일어나서 ewige lewe en seëninge in die koninkryk van God geniet. 영생과 복락을 누리게 될 것이다 고 했습니다. 그러니 Fokus dis nie 이 net 땅에 op ons 우리 fisiese 육체와 liggame 같은 op hierdie 이런 aarde 것만 nie. 존재한다고 여기지 마시고 장차 4차원, 5차원 지금과 Wanneer 같은 ons na 'n 세상이 hoër 아닌 dimensie soos die 4de of 더 5de 높은 dimensie 차원의 beweeg, 세계에 우리가 또 옮겨갔을 때 moet ons die 우리의 lewe 원래의 en 어떤 seëninge in 영역을 ons vaderland vir ewig kan geniet. 그곳에서 세세토록 영생과 복락을 누릴 수 있는 우리 모두가 반드시 되셔야 되겠습니다. Kom ons kyk na 빌립보서 3장 Filippense 20 hoofstuk 3 말씀 vers 함께 20. 보겠습니다. Ons burgerskap is egter in die hemel vanwaar ons as verlosser die Here Jesus Christus verwag. Hy sal ons, wat sal hy doen? Nederige liggaam verander. Dit is ons fisiese liggame, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, deur die krag wat hom in staat stel om alles aan homself te onderwerp. Om aan hierdie heerlikheid deel te neem, moet ons in Sion bly en 'n lewe van geloof leef wat God se leringe gehoorsaam, nie waar nie? Die tyd van opstanding en transformasie is dus wanneer ons nederige liggame in die glorieryke liggame verander word. Kom ons blaai na 1 Tessalonisense hoofstuk 4. Kom ons kyk na 1 Tessalonisense hoofstuk 4 vers 14. Want as ons glo dat Jesus gesterf het en opgestaan het, God sal ook so. Wie? Diegene wat gesterf het, deur Jesus met hom saamneem. Dit is hulle wat gesterf het terwyl hulle in Jesus geglo het. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, ons wat lewe, wat agtergebly het tot die koms van die Here, sal beslis nie diegene wat gesterf het, voorwees nie. Want die Here self sal met 'n luide bevel, met die stem van 'n aardsengel, en met 'n trompetgeskaal van God, uit die hemel afkom, en diegene wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Dit beteken hulle sal opgewek word. Daarna sal ons wat lewe en oorgebly het, saam met hulle in die wolke opgeneem word om die Here in die lug te ontmoet. En so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. God het hierdie beloftes in die Bybel vervat en hulle sal in die nabye toekoms vervul word. Dit is die oomblik wanneer ons nederige liggame verander word soos die heerlike gestalte van Christus. Sê dit nie ook hier dat ons binne 'n oomblik getransformeer sal word nie? In 1 Tessalonisense hoofstuk 4 vers 14 staan daar geskryf: God sal ook so diegene wat gesterf het, deur Jesus met hom saamneem. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, ons wat lewe, wat agtergebly het tot die koms van die Here, sal beslis nie diegene wat gesterf het, voorwees nie. Want die Here self sal met 'n luide bevel, met die stem van 'n aardsengel, en met 'n trompetgeskaal van God, uit die hemel afkom, en diegene wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat lewe en oorgebly het, saam met hulle in die wolke opgeneem word om die Here in die lug te ontmoet. Daarna sal ons vir altyd by die Here wees. Dan, waar sal dit plaasvind? In die ewige koninkryk van die hemele. Daarom is die hoop op opstanding werklik genadig. Mense sê dikwels, wanneer jy sterf, is dit die einde. Maar in Christus is die dood nie die einde van alles nie. Dit is net 'n oorgang na 'n ander wêreld. Daarom glo ek in die koninkryk van God wat na die dood kom. Niemand moet agterbly nie, maar al die hemelse kinders moet ten volle in die koninkryk van die hemele ingaan.
God het die weg geopenbaar om deur die waarheid in die ewige koninkryk van die hemel in te gaan. Deur die nuwe verbond te onderhou, in Sion te woon, God se 7 feeste in 3 keer te onderhou, die evangelie deur eenheid en liefde te voltooi, en God se leringe te volg, sal dit vervul word. 지켜갈 줄 알 때 이 모든 역사가 이루어진다고 볼 수가 있겠습니다. Weereens vra ek alle Sion familielede regoor die wêreld, wat gedoop is en in die waarheid ingegaan het, om die burgerskap van die hemel te hê en deel te neem aan die belofte van Christus. Laat niemand agterbly nie. Laat ons almal hand aan hand staan en diegene ondersteun wat kortkom, sodat ons almal die hemel kan ingaan. Vir diegene wat van die pad afdwaal, laat ons hulle na die regte pad teruglei. Mag ek en jy die lof ontvang, welgedaan, wanneer Vader terugkom. Begin met die Pasga en vasgebede op die fees van ongesuurde brode tot vandag se opstandingsdag. Het alle Sion familielede die lentefeeste genadiglik onderhou. 남은 모든 시간도 하나님께 더 큰 성령의 축복을 각 가정에서 다 받으시고 Ek bid dat die seën van die Heilige Gees vir die oorblywende tyd aan elke familie en elke kerk geskenk sal word, en dat elkeen van julle sal deelneem aan die opstanding van die lewe, bekleë met die genade van die Heilige Gees. Om ons daardie hoop te gee, is Christus 2000 jaar gelede met dagbreek uit die dood opgewek. Aangesien hy eers die pad geloop het om ons wakker te maak dat ons dieselfde kan doen, sal ons op die ou end ook met die heerlike liggame bekleë word, nie die vlees en bloed nie. Ons liggame sal nie soos 'n maaier wees nie, maar soos 'n sonbesie of 'n naaldekoker wat vrylik deur die lug sweef. Naaldekoker nimfe leef in water en sonbesie nimfe leef ondergronds vir 7 jaar. Daarna, wanneer dit 'n volwassene word en deur die lug sweef, het dit 'n heeltemal ander vorm. Selfs binne die beginsels van hierdie aarde het God vir ons gewys dat sulke transformasies moontlik is. Ons mag dalk nou so lyk, maar aangesien ons die briljante vorm in die nabye toekoms sal hê, vra ek al die broers en susters in Sion om te hoop vir daardie toekoms en eer en lof aan Vader en Moeder te gee. Met die hoop dat jy genade vind in vandag se boodskap, wil ek graag vanmiddag se preek afsluit. Dankie.